Baie welkom by ons digiediens vandag. Ek wil sommer net herinner dat ons ook van volgende week af, deur Augustus en so begin September, saam met die ander 2 gemeentes, saam die 40 dae doen. As u ook by 'n groep wil inskakel of meer inligting wil hê, kyk na die aankondiginge of skakel die kerkkantoor. Maar vandag se tema is, ken jy vir Jesus? Nou, as ons mos nou mense ontmoet wat van 'n ander dorp afkom, dan is een van ons eerste vrae mos, ken jy nie dalk die of daardie persoon wat ook daar bly nie? En dan gesels ons lekker oor hierdie mense wat ons nou gemeenskaplik ken. Maar ek dink daar is nogal 'n verskil of jy iemand ken en of jy bloot net van iemand weet. Ons almal weet nou wie Siya Kolisi is. Maar ons ken hom nie en hy ken ook nie vir ons nie. En dan kan 'n mens vra, maar wanneer ken jy nou iemand? Ek dink dis seker wanneer jy al iemand ontmoet het en sy naam ken en hy ken jou naam en jy weet dan waarvan hy hou en nie en so 'n paar dinge. Maar vandag gaan die vraag eintlik of ons vir Jesus ken en of ons net van hom weet. En om hierdie vraag te beantwoord, moet ons hier lees in 1 Johannes. Ons gaan lees hier hoofstuk 2 vers 1 tot 11. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan, dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Die toets of ons vir Jesus ken, is hier in 1 Johannes 2 vers 3 en 6. Of Johannes sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarin dat ons hom ken. En in vers 6, wie beweer dat in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Om Jesus te ken is meer as om net van hom te weet, of net in hom te glo, maar dis ook om sy wil te doen dit waarvan hy hou, dit wat hy graag wil hê. Jesus sê mos in Johannes 15, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En in Matteus 7 sê hy weer, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hulle wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. En nou kan 'n mens dadelik vra, maar wat is nou die wil van Jesus, of wat is sy opdrag? En dit sê hy ook vir ons in Johannes 15 vers 12, hy sê, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. En nou kan 'n mens weer wonder oor, maar wat is hierdie liefde? Wat beteken hierdie liefde waarvan hy praat? En Jesus gee vir ons daarvoor ook die antwoord. In Matteus 7 vers 12 sê hy, doen aan ander wat julle aan julleself gedoen wil hê. Jy moet aan 'n ander persoon doen wat jy aan jou gedoen wil hê. Jy moet so 'n bietjie in iemand anders se skoene inklim en jouself indink, hoe sou jy gehanteer wou gewees het as jy die ander persoon was? Of dit is net so 'n bietjie meer soos Jesus is. Bietjie minder veroordelend. Jesus was so anders as die Fariseërs, die ouens wat net altyd gekyk het waar mense 'n fout maak. Inteendeel, Jesus is beskuldig dat hy saam met die sondaars en die tollenaars eet. Maar dan sê hy,
Ek het nie vir die gesondes gekom, ek het vir die siekes gekom. Ek het vir die sondaars gekom, sodat hulle gered kan word. Hy is iemand wat nie mense veroordeel het nie, maar wat hulle begelei het na die koninkryk. Wat vir hulle kom wys het en geleer het hoe 'n mens moet lewe, hoe 'n mens moet lewe daar waar God koning is. En dan interessant sê Johannes, in 1 Johannes 3 vers 18 sê hy, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar ons moet dit met die daad bewys en dan in opregtheid. En dan vat hy ons terug na vers 17 en daar sê hy, maar as ons iemand is wat besittings het, en ons sien ons broer ly gebrek, en as dit vir hom geen gevoel nie, dan vra hy, maar hoe kan die liefde van God dan in ons wees? En dan sê hy hier in 1 Johannes 4 vers 20 vir ons, as iemand sê, ek is vir God lief, maar hy haat sy broer, dan sê hy, maar hoe werk dit nou? Hoe kan jy nou jou broer wat jy kan sien haat, maar vir God wat jy nie kan sien nie lief hê? En dan gee die opdrag, hy sê, maar as ons vir God lief het, moet ons ook ons broers lief hê. Ek is daarvan oortuig dat ons almal wat in Jesus Christus glo, wat kinders van die Here is, ook begeer om meer soos Jesus te wees, om sy wil te doen. Maar dan voel ons soms soos 'n mislukking. Ons dink ons gaan vandag, die dag begin met liefde. Ons gaan net goed wees vir mense. Ons gaan lewe soos wat Jesus geleef het. En dan om die eerste draai, maak iemand my kwaad. Verkil iemand my, beledig iemand my. En dan voel ek soos 'n mislukking. Want ek het so anders opgetree as wat ek wou. Ek het so anders opgetree as wat Jesus dit sou doen. Maar juist daarom kom skryf Johannes ook hierdie brief. Hierdie hele Johannesbrief gaan eintlik daaroor om vir ons te verseker dat ons die ewige lewe kan hê as ons in Jesus Christus glo. En om ons te verseker dat die Gees ook in ons is en dat die Gees vir ons help om nie aan te hou sondig nie. Maar as ons sondig, as ons dan liefdeloos opgetree het, as ons verkeerd opgetree het, dan kan ons kom en bely en sê ons is jammer. En as ons dit kom bely, dan het ons Jesus die regverdige as ons voorspraak, die een wat vir ons intree, ons pleitbesorger by God, die een wat as te ware kom sê vir God sy Vader, want Jesus sit aan die regterkant van God die Vader, en dan kom sê hy, Vader, dit is so, Piet of Jannie het verkeerd gedoen, hy het gesondig, en ek weet, u haat sonde en die strafsonde, maar Vader, ek het mos in die kruis, vir al daardie sonde, betaal. Ek is mos gestraf in sy plek. Omdat God ons eerste lief gehad het, en omdat hy ons nog steeds lief het, en omdat hy ons sonde vergewe, kan ons nie eintlik anders as om hom ook lief te hê nie. Want dis dan wanneer sy liefde ons begin dring, dis dan wanneer ons God se wil doen, wanneer ons meer soos Jesus wil wees. En die wonder van alles is, God het ook sy Gees vir ons gegee om ons te leer en te herinner aan dit wat Jesus gesê het. En daarom help hy ons ook om meer en meer soos Jesus te word. Immers is die Heilige Gees besig om ons te verander om meer soos Jesus te word. As ons ook sy wil en sy woord soek en in 'n verhouding met hom leef, sal die Gees ons verander om meer soos Jesus te word. Om Jesus te ken is nie om meer van Jesus te weet nie, maar om Jesus te ken is om in hom te glo, om lief te hê en om sy wil te doen, om hom toe te laat om my te leer hoe om te leef en hoe om lief te hê. Jesus sê mos vir ons in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En mag hierdie liefde vir God en hierdie liefde vir mekaar ook 'n kenmerk van ons gemeente wees. En mag dit ook ons getuienis wees na buite. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U vir ons oneindig lief is. Dankie dat U U seun vir ons gegee het. En Here, dankie dat ons vir U ook kan lief wees. Ons begeerte is om ook U wil te doen.
om vir U lief te hê bo alles, maar ook om ons broers en ons susters lief te hê, om ons naaste lief te hê. Dankie dat U ook U Gees vir ons gegee het, om in ons te wees. Wil U ook deur U Gees ons verander, om meer en meer soos Jesus te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.